Wil jy nie net jou hande oplig vanmôre nie? Just praise him. Loof sy naam. Druk in vanmôre, kom ons druk in die teenwoordigheid in. Ja, haleluja, sahahaya torondra. Reik ons hande uit, sê Here. Halleluja, hola barondro selerena. Hega bobonde ba shanda ba 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 borondra ba bolonda la la la. Ya ha ba boborunda ba 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 ba. Let's praise him. Let's praise him. Wherever you are standing, just praise him. I know you are going through something. I know you feel in the valley this morning, but come up to the mountain this morning, saith the Lord. Come up to the mountain this morning, saith the Lord. Come up to the mountain of God this morning, where the presence of the Lord is manifest this morning. Come up yonder this morning, saith God. Shake it off this morning. Shake it off in the name of Jesus. Shake it off this morning. Let it go this morning. The pain, the hurt, the anxiety, the fear, the sickness, the disease, let it go this morning in the presence of the Most High God. So jy voel vanmôre vermoeid en belas. En jy voel God sien jou nie. Maar vanmôre het ek gekom om te sê dat die Here sien jou. Hy sien jou. Hy sien jou daar waar jy gaan deur jou moeilikste tyd, deur jou moeilikste seisoen. Deur die hardste ding wat jy in die gesig staar, hy sien jou. Hy sien selfs die versteekte dinge in jou lewe, die dinge wat jy nie deel met ander nie. Hy sien dit. Vanmôre wil hy jy moet dit bring, en ek wil hê in hierdie oomblik en in hierdie tyd, laat ons net vanmôre dit bring na die kruis. Laat ons dit net bring na die kruis. Almal wat vermoeid en belas is, kom vanmôre na hom toe, want hy gee rus. Mense, ons het nie gekom vanmôre om kerk te speel nie. Ons het gekom om die kerk te wees, maar ons het gekom om sy glorie en sy teenwoordigheid te ervaar, en ek ervaar vanmôre die gees van God in hierdie plek. Ek het gevoel hoe hy inbeweeg tydens die lofsang vanmôre. En hy is nie hier vanmôre vir grappies nie, hy is hier vanmôre om ons te bring tot by daai plek waar ons hom kan ervaar as 'n realiteit, waar hy groter raak,
as ons probleme, groter raak as ons angs, groter raak as ons behoefte, groter raak as ons siekte, groter raak as die ellende en die dinge wat ons in die gesig staar, selfs groter raak as ons bitterheid, as ons kwaad, as ons geskille, as die dinge wat ons omsingel en ons omring en ons verstrengel, hy's groter vanmôre. En waar ook al jy is vanmôre in hierdie plek, dis tussen jou en dis tussen hom. En ek wil hê jy met hom praat, soos wat ons nog so 'n bietjie aan loof en prys. Ons gaan net so 'n bietjie nog aangaan, maar ek wil hê jy moet net met hom praat. Hierdie is tussen jou en hierdie is tussen hom. Jy het nie gekom vanmôre om na my te luister nie. Jy het nie gekom om na Brigitte te luister nie, of Suzel nie, of Rian nie. Jy het gekom vanmôre om na die stem van die Heilige Gees te luister, om te hoor dat die Gees met jou praat, want wanneer hy met jou praat, dan weet jy, hy praat met die diep areas. Vanmôre is dit die diep areas. Ons moet vanmôre kom tot op die punt wat ons sê, ja Here, ek lê dit neer. En as jy daai besluit vanmôre neem in hierdie oomblik, in hierdie tyd, weet ek, deur die Gees van God, dat daar kom vir jou 'n seisoen van verfrissing. Daar kom vir jou 'n seisoen van oorwinning. Maar jy moet vanmôre kom in geloof. Jy moet sê, ja Here, ek lê dit neer. Soos wat Brigitte nog een keer daai koortjie sing, laat dit jou lied wees. Lê dit neer vanmôre voor hom. Dis tussen jou en hom. Hy weet, jy weet. Dis tussen hom en dis tussen jou vanmôre. In Jesus naam. Ja, Vader, vanmôre sien U elke hart in hierdie plek. En ek weet dat U Gees het gepraat in die diep areas van die hart in vanmôre. En ek dank U, Vader. Ek dank U dat U die geloof sal eer wat hulle uitstrek vanmôre. Hierdie is net 'n punt van kontak vanmôre, Vader, maar ek dank U dat hierdie werk wat U begin het in hulle, in elke ene van U lieflike mense vanmôre sal voortduur. Sal gaan van oorwinning tot oorwinning, en hulle wat vermoeid en belas is vanmôre, Vader, bid ek vir versterking, ek bid vir krag, en ek bid vir oorwinning in elke area. Vader, ek spreek met elke werk van die vyand vanmôre. In die naam van Jesus spreek ek U wil, U krag en U heerlikheid oor elke lewe. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen. U mag maar sit in die teenwoordigheid van die Here vanmôre. Al wat ek kan sê is wow vir die band. Wow. Dit gee vir hulle 'n lekker handklap. Ek en Teresa die eer om so af en toe saam met die band te sing en soms te lei ook. En ek kan vir die sê, laat van Rian en Suzel en tot Brigitte en JD, en ek ken nou nie almal so goed nie, is hier geweldige honger en 'n geweldige toewyding vir God. Hierdie is nie 'n gemeente of 'n kerk wat ek ervaar as 'n kerk wat speel nie. Hierdie is 'n ernstige kerk. En jy weet, vanmôre toe ek kom, toe ons in die lofprysing ingaan, toe ervaar ek dat die Gees van God wys vir my sekere harte
wat hier sit, oë wat nou na my kyk, die Here het vir my julle harte gewys, sekere harte in die plek. En ek het letterlik gevoel hoe die Gees van die Here oor my kom, en net vir my wys die dinge, wat sy mense deurgaan. Mense, soos wat Suzelle gesê het, hierdie is ander tye, en hierdie is nie 'n maklike lewe nie. Dit is nie maklik vir niemand nie. Maar ek weet dat God is besig om 'n pad met elke ene te stap. Ons het almal 'n pad, en soms lyk die pad nie goed nie. As dele van my verlede wat ek wens, ek kon dit net uitvee. Maar ongelukkig is daar geen uitveers nie. Elke ding is 'n les. Elke ding wat deur ons gaan is 'n les, en ander goed is getuienisse. So vanmôre, jy kan miskien niks doen oor jou verlede nie, en miskien voel dit vir jouself dat waarin jy nou sit, kan jy niks oordoen nie. Maar wat ek gesien het, is hierdie glimmer van geweldige hoop in die geestelike, het ek gesien hoe God se Gees kom, en op 'n bonatuurlike manier die werk doen. Jy sien in jou gemoed, lyk dit vir jou onmoontlik, en is dit teen onmoontlik. Miskien voel jy is te sleg. Miskien voel jy het te ver gegaan. Miskien voel jy is nie goed genoeg nie. Maar God sê vir jou, ek het jou aanvaar. Ek sit die week in 'n skoolhoof se kantoor, en ek moet gaan praat met graad 7's oor dwelms. En ek het so iets voorberei in my gemoed, en ek dink by myself, ja, ek is nou half senuweeagtig, en ek weet nie wat om te sê nie, en ek vra vir die Heilige Gees, ek sê, Heilige Gees, regtig, ek is nie goed met praat nie, ek is nie goed met lees nie, ek is nie goed met enigiets nie, sit net die woorde in my mond, en hier druk die onderhoof, of die adjunkhoof druk papier in my hand, en sê vir my, hier is die curriculum van die dwelmverslaafde taak, wat hulle gedoen het, jy moet asseblief in hierdie rigting praat, en het voel vir my asof die druk nog verder op my kom, en ek sit daar in die skoolhoof, soos wat ek gesit het toe ek 'n kind was, bewerig en senuweeagtig, en ek sit probeer deur hierdie bladsy lees, hierdie 13, 14 bladsye lees binne 5 minute, wat ek nou hierdie na die kinders toe moet vat, en ek sit en kyk na die bladsy, en is asof die woorde net op die papier so rondspring, elke sin wat ek lees, het maak my net meer de mekaar. En ek voel die angs kom oor my, en ek voel, ek weet nie hoe ek het gaan doen, ek wil amper weghardloop en vir die skoolhoof 'n briefie gee, en sê, stuur my huis toe, asseblief. Maar jy weet, ek bemoedig myself in die Here, soos wat Dawid gedoen het by Ziklag, nadat alles wat hy voor gewerk het, weggevat was en gesteel was, en waar hy die heel dag gehuil het, en dan was hy mee huil in hom oor, hy sê die Bybel, hy kon nie mee huil nie. Toe kom hy in hierdie Ziklag oomblik wat hy hoor, nou gaan die manne praat van stenig my, en toe dink hy, nee, nou moet ek na die Here toe gaan. Het is een ding om jou goed te verloor, maar as die manne praat van stenig jou, dan gaan jy gou na die Here toe, en ek kom in ek noem dit altyd die Ziklag oomblikke, die oomblik wat jy sê, wie wat, ek moet nou na die Here toe gaan. En hy het gegaan, Dawid, en hy het homself versterk in die Here, hy het homself bemoedig in die Here, en God het hom geantwoord, en hy word herinner daaraan in die skoolhoof se kantoor, en ek bemoedig myself in die Here, en ek kan voel die Gees van God kom oor my, en die Here sê vir my, volgens die woord wat hy beloof, ek sal die woorde in jou mond sit. En ek gee vir God al die eer om 'n lang storie kort te knip. Ek het begin praat, en ek dink ek het seker 2 ure langer daar gebly as wat ek moes daar bly. Want dit was nie gevleelde woorde soos wat hulle sê wat uitgegaan het nie, maar daar was iets in daai woorde, daar was 'n rangskikking van daai woorde wat deur die Heilige Gees georden was om harte aan te raak. Om met harte te praat. En daar was 'n uitbarsting onder die kinders van vrae wat hulle vir amper 'n uur net vrae gevra het, en elke vraag het my meer hartseer gemaak as die ander vraag, want ek kon
voel hierdie vraag kom van 'n ware behoefte. Hierdie vraag kom van ware seer. Hierdie vraag kom van 'n plek af van desperaatheid. Dat hulle gryp en sê, weet nie meer wat ek gaan doen nie. Ek is so jonk, maar my lewe is klaar so verkeerd. En vanmôre se boodskaptitel is, wat se skaap is jy? En in daai saal het ek baie verlore skape gesien. Skape wat regtig verlore was. Wat 'n skaap is jy hier? As ek so kyk oor die skare vanmôre, probeer ek kyk, hoe lyk jou gesig vanmôre? Ek het daar so 'n foto van 'n paar skapies wat ek op AI, ek het vir AI gevra, sit vir my 'n bietjie van Sorteria se gesigte op die skapies. En toe kom AI op met die volgende, jy kan na wys vir hulle die kwaad gesiggie. Kyk gou na jou buurman en kyk wie sy. Jy weet, jou gesig is 'n manifestasie van wat binne in jou aan die gang is. Jy het 'n skaap wat kwaad is, jy het 'n skaap wat bly is, en 'n skaap wat hartseer is wat jy in die kerk kry. En ek het hierdie skape al die laaste paar jaar in die kerk gesien. Jy weet, die kwaai skaap is nie baie wonderlik as jy nou musiek moet lei of jy moet preek en jy kyk die hele tyd in daai gesig vas nie. So jy probeer, jy weet, soos hulle altyd die blurs in die video's het. Ek het in my oë so blur, jy weet, dan ek blur net daai ou se gesig, jy weet. Die bly skaap kan ek nog hanteer, want dis nou, daai skaap motiveer my, ek preek al hoe lekkerder. En die hartseer skaap, jy weet, dit lok God se kompassie uit my hart uit. En die volgende skape is die bang skaap. Nou hierdie twee laaste skape, as jy hier is vanmôre, dan wil ek net hê met my gaan so lank badkamer toe. Daai agterdogtige skaap, wie's die ou? Wat gaan hy nou sê? Hoe lank gaan ons hier wees? Waar kom hy vanaand? En dan daai kritiese skaap, ek kan dit beter doen. Nou ja, ek word gesê dat ek ontbloot myself altyd te veel, maar laat ek sê, ek was al hierdie skape. En meer, ek wou die ander, daar's nog 3, maar ek wou nie 9 skape, is te veel, is oorweldigend. So, maar ek was al die skape, ek was ook al krities en agterdogtig en bang, en ek was ook al kwaad en bly en hartseer. Ek dink dis almal van ons is so. Jy weet, Psalm 100 vers 3 sê, dat ons moet erken dat die Here God is. So kom ons begin daar vanmôre en ons erken dat hy God is. Dis wat ek vir hy skoolsaal ook gesê het. Ek het so na die hoof teruggekyk en ek het vir hom gesê, onthou nou, jy het 'n pastoor genooi, né? So ek gaan die dinge doen wat 'n pastoor doen. Jy het nie 'n sielkundige genooi nie. Jy het nie 'n dwelmkundige genooi nie. Jy het 'n pastoor genooi wat vrygemaak is deur die genade van Jesus Christus en wat die Here vrygemaak het met die salwing van die Gees. 'n Pastoor wat loop in die salwing van die Gees. So jy moet nou ervaar en aanvaar dat ek gaan die dinge spreek van God. En dis wat ek gedoen het. So hy sê erken dat die Here God is en dis waar ons begin het. En dat hy ons gemaak het. En ons is syne. Jy weet, baie kere dink jy behoort aan jou man of jou vrou of jou meisie of jou ouetjie, maar jy behoort aan God. Jy sê eiendom, dink net, laat dit net bietjie insink, jy behoort aan hom. Jy syne. En verder is dit sê jy sy volk. Nou die implisering daarvan is dat hy ons uitgeroep het om 'n heilige nasie, 'n priesterdom te wees, 'n volk te wees, en spesifiek onder die nuwe verbond staan ons as sy mense. En jy dink miskien dat dit is maar net Soteria gemeente of wat ook al jou gemeente se naam is. Jy dink maar net, maar daar is 'n geestelike prinsip van die lokale kerk. En hoe daai kerk by mekaar kom, wat hy sê in die woord, dat wanneer die kerk by mekaar kom, as jy in die oorspronklike taal gaan kyk, dan is dit soos die salwing wat soos golwe beweeg. En as goed in daai koöperatiewe salwing, wat sal gebeur, wat nie by jou huis sal gebeur nie,
So jammer vir die ouens wat op die video nou kyk. Jy kan nie alles daar kry wat jy hier kan kry nie. Sy tydens COVID het van die ouens bietjie lui geraak. Ek sien nie hier nie, en die kerk is lekker vol vanmôre. Prys die Here. Maar ouens het lui geraak, en mense het gedink ek kan dit by die huis kry, maar jy kan nie. Want as sy volk, beteken dit dat daar 'n koneksie tussen ons en sy kudde. En elkeen van ons het 'n funksie, 'n doel en 'n koneksie en 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Om nie net te sorg dat daar kos in die huis van God is nie, wat die kudde van God is nie, en dat die werk van God kan voortgaan nie, maar om ook te sorg dat ons na mekaar omsien, soos skape van sy kudde om sy volk te wees. En dan sê hy in die laaste deel, skape van sy weide. Nou daai weide het ook 'n implisasie. Dit beteken dat hy is die entiteit, die persoon, die God wat vir ons voorsien. Wat ook al jy het, behalwe dat jy aan hom behoort, wat ook al jy het, is syne, behoort aan hom en kom van hom af. Met ander woorde, as jou bankbalans goed is, prys die Here. En as jou bankbalans vanmôre nie so goed is nie, prys die Here. Want hy voorsien vir jou. Jy is syne. Toe die Here my hierdie boodskap gee, wat se skaap is jy, het hy dit vir my duidelik gemaak, dat dit gaan nie daaroor om vanmôre mense te probeer klassifiseer nie, of 'n label op mense te sit, soos wat ons generasie so lief is om te doen. Ons is lief om labels op mense te sit. Die label wat ek gedra het jare terug, wat mense gesê het, daai ou is 'n dwelmverslaafde. Hou hom weg van jou kinders af, spesiaal van jou dogters af. Daai label wat ek gedra het, dra ek nie meer nie. Want die feit van die saak is, met God is sy genade nuut elke oggend. His mercies are new every morning. En dit wat ek gister gedoen het, kan vandag onder die bloed wees. Dis hoekom ons so versigtig moet wees om na mekaar te kyk met hierdie judgmental attitude. Selfs al het ons probleme met mekaar gehad op 'n stadium en al is daar issues, moet ons nie aanneem dat daai persoon is nou maar daai persoon met wie ek daai ervaring gehad het nie. Ons moet dit sien soos wat God dit sien. Sy genade is nuut. En soos wat ek ingedruk het op hierdie boodskap toe, wys die Here my iets wat ek nog nie eintlik gesien het nie. Ons sien in Lukas 15 vers 4 tot 7 het ons 'n verlore skaap. En hierdie skaap is verlore, want daai woord wat gebruik word in daai teks, apolloso, so, daar butcher ek weer die Grieks, kom ons probeer weer, apollos, okay, dit is die Griekse woord vir verlore, en dit dui aan 'n toestand van geestelike dood of totale skeiding. En as ons saam lees in Lukas 15 vers 4 tot 7, dan sê hy, watter man onder julle wat 100 skape het, en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan nie, en gaan en kry die een wat verlore is nie. En as hy dit kry, dan sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, dan roep hy sy vriende en sy bure by mekaar, en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ek sê vir julle, dat daar net so blydskap sal wees in die hemel, oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges, wat die bekering nie nodig het nie. Nou hierdie konteks van die verlore skaap is, Jesus is omring deur sondaars wat om hom sit. En die Fariseërs en die Sadduseërs sit en kyk met minagting en sê, hoe kan hy sit met hierdie mense? En Jesus sê, nee, dis waar ek moet wees, ek is die sout, ek is die lig, ek moet wees daar waar die behoefte is. Dis nie te sê, ons het praat van kompromis nie, maar as jy vanmôre nie 'n verlore skaap is nie, dan is jou verantwoordelikheid om dieselfde hart as Jesus te hê vir verlore skape.
En moenie dink dat 'n skaap gaan na jou toe kom en vir jou sê, hoorie, ek is verlore nie. Sommige mense wat saam met jou werk, sommige mense wat in jou familie is, sommige mense wat selfs langs jou sit, is verlore, maar hulle gaan maak asof hulle nie verlore is nie. Hulle gaan probeer wys dat alles is oukei. Sommige van hulle het selfs van die godsdienstige dingetjies aangeleer om te sê. Hulle klink soos 'n Christen, hulle lyk soos 'n Christen, maar hulle ruik nie soos 'n Christen nie. Want die aroma van God kom uit ons uit. En ons kan verlore skape sien tussen die dwelmverslaafdes vanmôre. Ons kan verlore skape sien tussen die alkoholiste vanmôre. Mense wat drank verslaaf is, wat nie kan ophou met drink nie. Maar ons kan ook die verlore skape in die kerke sien vanmôre. Hulle wat geestelik geen verhouding met die Here het nie. Jy weet die manier om dit in jou eie hart te sien, is wanneer jy geen meer begeerte het nie. En wanneer dit om kerk toe te gaan, of om bidhuur toe te gaan, of om selkerk toe te gaan, alles raak net al hoe meer moeite. Dan kan jy sien, jy is verlore. Daar selfs die mense, toe ek teologie gestudeer het, die eerste jaar het ons 'n hele groep studente gehad, en ons het 'n vraelys gedoen van geloofsekerheid. En daar was van die vrae wat gerig was op 'n manier dat dit sou vir die lektore wys, wie van hierdie mense is werklik 'n volgeling van Jesus. En wie onder die eerste jaar teologie studente was daar verlore skape. Soos ek jou die vraag vra vanmôre, as jy by die hemelse poorte kom, en jy sien daar, hulle sê maar is altyd Petrus wag daar, ek weet nie presies wie daar is nie, hulle sê maar is altyd, jy kry Petrus daar. So kom ons sê, jy kry Petrus daar, en Petrus sê vir jou, stop, hoekom moet ek jou inlaat? Het een sinnetjie, hoekom moet ek jou inlaat? Antwoord gou daai vraag in jou eie gemoed. Hoekom? Baie van die studente het geskryf, want ek is 'n goeie mens. Ander het geskryf, want ek doen soveel. Ander het geskryf, ek lees my Bybel. Sommige het geskryf, ek gaan kerk toe. Maar kan jy skryf dat ek het my lewe en my hart vir Jesus Christus gegee? Ek weet van 'n dag en 'n tyd wat ek met my mond bely het en met my hart glo. Dit is ware geloofsekerheid dat dit gebaseer is op die werk van die kruis. En al deel wat jy gedoen het, is om jou lewe af te lê. Ek dink dit het by my begin, toe ek op die naad van my rug gelê het, in die gras, net so 'n paar blokke op hier in Victoria Straat. En ek was so bedwelmd en so beswym van dae se dwelmmisbruik. En ek het so siek gevoel, jy weet daai siekte wat dit bo en onder en aan die kante wil uitkom. Jy weet nie waarvan ek praat nie, daai siekte. Ek was geweldig siek, sonder om te grafies te raak. En ek het opgekyk na die sterre. En my gebed was 'n roep tot God. En ek kon nie eers sê daai dag wie God is nie. Maar al wat ek kon sê is, as jy bestaan, ek het hulp nodig. Miskien vir iemand aanlyn vandag wat kyk, is dit al wat jy kan bid. As 'n verlore skaap, daag ek jou uit om daai gebed te bid. Dit klink baie simpel. Maar God het dinge in werking gestel binne mikrosekondes, millisekondes, waar hy 'n pastoor sê, jy vat daai man in jou huis in. Waar hy 'n ander vrou sê, jy stuur daai man rehab toe. Waar
waar hy vir 'n ander persoon dit sê en vir 'n ander persoon dat sê, jy gee vir daai persoon werk. Jy betaal daai persoon se tek en hy het 50, 60, 70 dinge wat ek kon tel in plek ingesit wat binne 'n bestek van 'n paar weke begin afspeel het om 'n wonderwerk te bring. Dis hoekom ek altyd vir jong mense sê wat in dwelms is en wat verslaaf is en wat nie weet hoe om uit te kom nie, wat nie weet hoe gaan hulle skoolloopbaan regmaak, hoe gaan hulle familieverhoudings herstel, hoe gaan hulle weer geld kry, hoe gaan hulle gesondheid terugkry nie. Dan sê ek, roep net uit as 'n verlore skaap. Roep net uit as 'n verlore skaap. En jy sal sien wat die God wat die heelal geskape het doen. Ek kan dit getuig vandag. Hy is 'n groot God. Jy hoef nie te worry om vir hom te dink nie. Jy hoef nie te worry om dit vir hom te probeer uitfigure nie. Jou deel is roep uit. Sê Here, ek is klaar. Ek het dit gehad. I've had it. Ek het genoeg gehad van hierdie wêreld. Kyk mense, is niks wat hierdie wêreld jou kan offer nie. Die beste ding wat jy kan aan dink is drek in sy teenwoordigheid. Dis niks. Ek sit by 'n man wat 6 plase gehad het, wat alles het wat 'n mens sou wil hê. Al die speelgoed en hy's besig om te sterf. En ek sit by hom, en in daai oomblik en in daai tyd tel daai goed niks nie. Dis net Jesus. Dis wanneer jy jou oë sluit en hierdie liggaam afskakel, hierdie tent afskakel, en jy stap uit hierdie tentwoning uit. Dis waarin gaan jy dan? Dan word alles wat ons op aarde gedoen het, word dan in berekening gebring. Saligheid is as gevolg van genade. Ons glo in Christus, ons ontvang dit. Maar elke man se werke word dan op die proef gestel. Miskien kom ons dan by die volgende skaap, in daai geval, dat miskien meer van ons is vanmôre hier in hierdie plek, en dit is die verdwaalde skaap van Matteus 18. Nou daai ene is bietjie makliker. Matteus 18 vers 12 lees ons, die woord verdwaal is amper soos planeet, dis planeth. En dit is om afgedwaal te word en mislei, verward. Dit dui op iemand wat verkeerd gelei is of onbewustelik afgedwaal het. Matteus 18 vers 12 tot 14 sê, wat dink julle as iemand 100 skape het en een van hulle verdwaal? Sal hy nie die 99 laat staan en op die berge die verdwaalde skaap gaan soek nie? En as hy hom kry, voorwaar ek sê vir julle dat hy blyer is oor hom as oor die 99 wat nie verdwaal het nie. So is dit die wil van julle Vader wat in die hemel is, dat een van hierdie kleintjies verlore gaan nie. Jy sien die verdwaalde skaap, weer eens, ek het altyd gehoor van die verlore skaap toe ek groot geraak het, en toe die Gees van die Here die boodskaptitel op my hart druk en ek begin en ek vra vir die Here, wat wil hy sê? Toe kom ek by die verlore skaap en toe gaan kyk na die Griekse woord, toe sien ek, die skaap is verlore, en toe kom ek en ek kyk na die verdwaalde skaap en toe sê ek, so daar's 2. Daar's 'n verlore skaap en 'n verdwaalde skaap, en ek het dit eerlikwaar nog nie so raak gelees nie, want jy moet na die Grieks gaan kyk om dit te sien, en jy moet ook gaan kyk na die konteks, want hierso in Matteus 18, as 'n mens kyk na die konteks van daai skrifgedeelte, en jy regtig waar 'n studie gaan doen van 35 verse, nou, ek gaan nie daai studie doen nie, julle sal baie bly wees vanmôre, want ek sien van julle het skaapbout in die oond, nee, van julle het hoender, 'n varkboutjie ook met 'n appeltjie in, van julle gaan heerlik uit eet, so, maar ons gaan nie nou daaraan dink nie, ons is nou by die verdwaalde skaap.
Maar as 'n mens daai skrifgedeelte gaan bestudeer en jy gaan kyk daarna, dan sien jy 'n paar kenmerkende dinge, en ek gaan dit net vir jou noem. As jy 'n notaboekie het vanmôre, en gelukkig het ons tegnologie, so jy kan altyd teruggaan as jy regtig 'n studie daarvan wil maak. Maar ek het gaan kyk na daai skrifgedeelte, en ek kyk altyd na die konteks waarin Jesus, wanneer hy onderrig gee, wanneer hy 'n woord gee, wanneer hy praat, wat is die konteks? Nou die eerste konteks was die sondaars wat hier om hom gesit het, en die skrifgeleerdes wat nou bekommerd was oor die sondaars om hom sit, en toe praat hy nou van die verlore skaap. Die tweede konteks is nogal interessant as jy regtig gaan kyk, want dit begin by Matteus 18, en as jy jou Bybel het, kan jy kyk, ek gaan dit nie op die bord vir jou sit nie, maar, want ek wil jy moet so lui wees dat jy nooit jou Bybel kan oopmaak nie. So, Matteus 18 vers 1 sê hy, in daardie uur het die disippels na Jesus gekom en gesê, wie tog is die grootste in die koninkryk van die hemel? Daai vraag is die vraag wat dit aanspoor dat Jesus praat van hierdie verdwaalde skaap. So as jy vanmôre hier sit en jy wonder ook wie is die grootste in die koninkryk. Ek weet nie of hierdie kerk, in Engels het hulle 'n mooi woord, hulle noem dit 'n pecking order. Jy weet, jy kan sien selfs wanneer die pastore by mekaar kom en ons het soos 'n ministers fraternal, jy weet daar's 'n tipe van 'n pecking order. Weet van die ouens, jy weet, lyk groter en hulle loop baie selfvertrouend, van die ander ouetjies kom in en daar vorm dadelik soos 'n pecking order in die groep. En hierdie disippels het oor dieselfde ding gewonder. En as jy nou regtig teruggaan, wat ons nie nou kan doen nie, maar as jy nou regtig teruggaan, dan gaan dit oor die verheerliking op die berg, en hulle kom af van die verheerliking op die berg, en die disippels wat onder was, kon nie hierdie duiwel uitgedryf gekry het uit hierdie kind uit nie. En natuurlik tussen hulle het Petrus natuurlik gesê, dit staan nie in die Bybel nie, maar Petrus het natuurlik vir hulle gesê, wel as ek en Johannes en Jakobus daar was, julle weet, julle is 'n lot sissies man, julle sou net duiwels gesien waai het as ons daar was, maar ons was saam met Moses en Elia op die berg, nee, julle, want in die ander weergawe van die evangelies lees jy, dat daar 'n stryery onder hulle ontstaan, ek is, jy weet, hy stamper aan mekaar, en dat Jesus eintlik omgedraai het na hulle, en hierdie vraag het voortgekom, wie is die grootste? En ons weet wat gebeur het, Jesus wys na 'n kind. Nou daai Griekse woord vir 'n kind wat hy daar gebruik, is 'n paidion. Maar in hierdie skrifgedeelte is daar 'n Griekse woordspel van 2 woorde wat gebruik word. En die Engelse en die Afrikaanse vertalings kan dit nie regtig so lekker uitdruk nie, maar jy het, aan die een kant praat hy van 'n kind, en dan skuif die gesprek. Dan skuif dit na 'n mikros toe. Want dan praat hy nie meer van die kinders waarvan hy aanvanklik, want hy die kind as 'n voorbeeld gebruik het, gesê, hoor hierdie is die grootste in die koninkryk. Want hierdie ene stamp nie ander nie, en dink nie, hy's, wel soms doen hulle nie, maar hy dink nie, hy's die back of all time nie, word soos hierdie kind, word onskuldig, aanvaar alles, net, ja, Here, ek glo. Soos wat 'n kind glo soos 'n kind, raak nederig soos 'n kind, kom terug tot op daai punt van kinds wees, en dan draai hy die voorbeeld van die kind na 'n konsep wat in die Grieks mikros is, en dit verwys na nederiges, na afhanklikes, soms na nuwe gelowiges, en soms na mense wat gesien word asof hulle niks is nie. Mense waarop afgekyk word, dis die mikros waarvan hy wys. En wanneer hy hierdie verskeie gedeeltes deel van hoe verdwaal ons, dan gebruik hy hierdie Griekse woord. Trots in plaas van nederigheid is die eerste een. Petrus kom en hy sê, wie is die grootste? Is iets waaraan ons dink. Verwerping van die geringes, en daar praat ons van die mikros. 'n Verwerping van die geringes, en dan om struikelblokke
en sonde in te bring. Daar's 'n ernstige waarskuwing in Matteus 18 vers 6 tot 9 omtrent struikelblokke. En ek waarsku altyd, wanneer ons verdwaalde skape raak, dan gaan ons op social media en ons begin mense aan te val en ons het al die antwoorde en ons weet alles, want ons is mos nou hierdie verwaande skape van vers 1, nou begin ons hierdie struikelblokke in almal se paaie te gooi. Ons moet versigtig wees. Die Gees van die Here het my eendag gesê, moet niks doen wat my koninkryk gaan skade doen nie. Wat 'n struikelblok in iemand anders se pad gaan gooi nie. So al is ek kwaad by die restaurant en ek het die verkeerde kos gekry, wat gebeur het met my? Dan eet ek dit maar. Jy kan dit terugstuur, maar dan eet ek dit maar. As iemand voor my indruk in die ry waar ek op pad uit is, of iemand vat die parkering voor my, of iemand geef my dalk die middelvinger, of wat ook al gebeur, hoe gaan ek reageer om nie 'n struikelblok te maak nie? Gaan ek die ander wang draai, die ekstra myl loop en die liefde van Jesus in daai situasie demonstreer, of gaan my optrede 'n struikelblok raak? Nou praat ek nie eens van die wat begin skinder in kerke nie, want hier's mos nie sulke mense nie, so ek hoef nie daaroor te praat vanoggend nie, maar nou praat ek eers van hulle nie, wat begin vure aan die brand steek nie. Het jy gesien hoe groot is Richard se pens? Of iets soos dit, wat onheilig is om te sê. Want jy's besig om struikelblokke te bring. Jy's 'n verdwaalde skaap. Wat se skaap is jy? Jy's 'n verdwaalde skaap, jy's besig om nonsens aan te vang. En wat jy besig is om te doen is, jy's besig om 'n plekkie oop te maak vir die duiwel, om te kom en te kom steel en verwoes en moor, en jy's ook besig om 'n instrument te raak in Satan se hande, waar hy jou gebruik om sy werk te doen en afbreek te maak van God se werk. Wees baie versigtig. Ons leef in 'n era wat almal dink hulle kan enigiets sê en enigiets doen. Wees versigtig. Moenie praat teen jou geestelike leiers nie. Moenie praat teen dinge in die gemeente wat jy nie verstaan nie, dinge waaroor jy nie gelukkig is nie. Moenie praat nie. God het jou nie gevra vir jou opinie nie. Gaan verkondig die evangelie. Moenie struikelblokke inbring in God se werk nie, in verwoesting saai nie. Dis hoekom jy 'n verdwaalde skaap is. Nou wonder jy hoekom jy so moeg is. Nou wonder jy hoekom jy so honger is. Nou wonder jy hoekom jou pad so vol klippe en dorings is en hoekom dit so met jou gaan. Dis omdat jy 'n verdwaalde skaap is. Dan praat hy ook van konflik sonder herstel. En jy kan dit gaan lees in Matteus 18 vers 15 tot 17. Daar is konflik wat kom tussen broers en susters en broers en broers en susters wat ons nie herstel nie. En dis daai konflik wat ons hou in ons harte. En dis daai konflik wat ons in 'n posisie hou van 'n verdwaalde skaap. Nou 'n verdwaalde skaap kan nie die stem van die herder hoor nie. Nou ek glo vanaand sê julle 'n bietjie hoor van die herder. Want julle sal mos almal vanaand weer hier wees. Julle hou mos van 2 keer op 'n Sondag kerk te kom. Is ek reg? Nou lyk julle baie verdwaal. Maar die herder roep, en hy roep, en sy skape hoor sy stem. Sy skape wat in die posisie is, waar hulle kan hoor, is nie verdwaalde skape nie. Dis 'n skaap wat sy oor draai na die herder se stem, en dan, wat sê die woord, hy lei ons dan na groen weivelde toe. Hy vat ons dan na waters waar rus is. Ons wil die waters van rus hê, ons wil die groen weivelde hê. Maar baie keer is ons nie bereid om die stem van die herder te hoor en te gehoorsaam nie, en te luister, want jy hoor slegs daai stem as jy luister. Soos ons hier praat, kan 'n mens eintlik prakties raak.
En jy kan vir jouself sê, okay, so Matteus 18 vers 15 tot 17, wat gaan ek doen die week? Wat gaan ek doen na die diens? Gaan ek met daai persoon praat wat ek voel, het my te nagekom? Gaan ek dit laat gaan? Hoe gaan ek reconcilieer? Hy praat van tussen my en die persoon, bring iemand saam en bring dit voor die gemeente, wat ek nog nooit regtig gesien gebeur het, veel nie, maar bring dit voor die gemeente. En dan die laaste gedeelte, is daar 'n baie, baie ernstige waarskuwing. En in Engels noem ons dit the unmerciful servant. Matteus 18 vers 21 tot 35. Nou mense, weer eens, hierdie hoofstuk 18, al 35 verse, alles wat Jesus sê, is in die konteks van 'n verlore skaap. En in my ervaring, in die bediening en wat ek gesien het, het ek hoeveel kere verlore skape gesien. Ek het mense gesien wat verlore is as gevolg van hierdie probleem, waar hulle nie kan vergeef nie. En dis 'n interessante skrifgedeelte as jy dit lees, want daar is 'n interessante gedeelte op die einde, waar hy sê, Petrus kom na hom toe in vers 21, en hy sê, hoe dikwels sal ek my broer, wat teen my sondag vergewe, tot op 7 maal, en Jesus antwoord hom en sê vir hom, nee, nie 7 maal nie, maar tot op 70 maal 7. En dan vertel hy, daarom word die koninkryk van die hemel vergelyk met 'n sekere koning, wat met sy diensknegt wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring, wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy dit nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het om dit te betaal. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my, ek sal alles terugbetaal. En die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en sy skuld kwyt geskeld. Hierdie ou het 10.000 talente geskuld en sy heer het hom vrygeskeld. Maar in vers 28, daardie diensknegt het uitgegaan en een van sy medediensknegte gevind wat om 100 pennings skuldig was. Net 100 pennings, is baie min. En hy het hom aan die keel gegryp, hy het nie eens vir hom gevra nie, hy het hom sommer aan die keel gegryp. Jy sien, Jezus het jou van alles vergeef, wat jy gedoen het, alles wat jy nog gaan doen, hy het jou klaar vergeef, maak nie saak wat het is nie, hy gee jou genade. Maar wanneer het kom by die mense om jou, dan wil jy geregtigheid hê. Jy wil hê, hulle moet reg maak met jou. Jy wil hê, hulle moet jammer sê. Jy wil hê, hulle moet jou terugbetaal. En dit sal 'n amazing ding wees as dit gebeur. Maar wat as dit nie gebeur nie? Dan het daai persoon mag oor jou geneem, want hy het dit nie gedoen nie, nou raak jy 'n verdwaalde skaap. Want daai persoon se optrede affekteer nou jou lewe. Vir die res van jou lewe, solank as wat jy dit toelaat. Hy gryp hom sommer aan die keel, en hy sê betaal. En sy medediensknegt in vers 29 vra vir hom en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my, ek sal jou alles terugbetaal. Maar hy wou nie. Hy het hom in die gevangenis gewerp, en ons ken die storie. Daar was iemand wat, ons het altyd in die drakwereld gepraat van pimpers. Weet jy wat se pimp? Okay. Nie 'n pimp, nie 'n pimp. In Engels noem hulle dit 'n telltale, dis iemand wat pimp op jou. Jy doen iets en hulle gaan vertel vir iemand, nou hier was 'n ou soos dit, ook in die Bybel. So as jy daai ou is, dan weet jy, jy is ook daarom in die Bybel. En toe sy medediensknegt die pimp sien wat gebeur het, was hy bedroef, en hulle het gegaan en het meegedeel. Daarop roep die Here hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld wat ek jou kwytgeskel het, al jou skuld het ek jou kwytgeskel, omdat jy my gesmeek het, moes jy nie in jou medediensknegt ook barmhartig wees nie. Lang storie kort, vers 34, sy Here het hom oorgegee aan die pynigers, sodat hy sou betaal alles wat skuldig was. En in die Engels sê hy,
dat hy is oorgegee totdat hy dit betaal het. Nou ja, dat is teologies baie verskillende redenasies rondom, maar die kort en die lang daarvan is, daar is 'n seisoen wat in mense se lewens kom, wat genoem word die seisoen van pyniging, as gevolg van die feit dat hulle nie bereid is om te vergeef nie, en dan eindig hulle op om 'n verdwaalde skaap te wees. Hulle kan nie kom waar Jesus hulle wil hê nie. En dis ernstig. Hy sê in vers 35, sê hy, so sal ook die hemelse Vader aan julle doen, aan elkeen, wat sy broer nie van die hart vergewe nie. So hierdie boodskap is nie net oor vergifnis nie. Hierdie boodskap is nie net oor nederigheid nie, of struikelblokke nie. Hierdie boodskap is nie net oor konflikresolusie nie. Maar hierdie boodskap is 'n kreet van God se hart, om al die verlore en die verdwaalde skape in die kudde in te bring, en hulle te neem na die waters waar rus is, na die groen weivelde, na die plek waar hy ons wil hê. So vanmôre is my gebed, dat elke persoon wat luister na hierdie boodskap, elke persoon wat dit miskien aanlyn kyk, sal 'n opname gaan doen van hulle eie lewe, nie oor enigiets wat ek gesê het nie, maar oor iets wat die Heilige Gees in jou hart sê. Laat die Heilige Gees met jou praat en vir jou sê, waar is ek? Wat se tipe skaap is ek? Jy weet, hierdie tipe optredes het my baie skade gedoen. Dit het my baie skade gedoen in my bediening vir baie jare. En dit het God se kerk ook baie skade gedoen vir baie jare. En ons val almal. Ons maak almal foute. Ons skiet almal tekort. Maar nadat jy die woord ontvang het vanmôre, bring dit tot jou 'n uitdaging. Jy kan dit observeer, jy kan dit interpreteer, maar die eintlike uitdaging is applikasie. Applikasie van God se woord, om dit toe te pas. Ons word beloof dat wanneer ons die woord hoor, en wanneer ons dit doen, en wanneer ons luister, wanneer die Gees van God in ons harte praat, dan bring dit vrugte voort in ons lewe. Die ommekeer daarvan is wanneer ons dit nie doen nie, dan bring dit gevolge voort in ons lewe. En sonder om te veel myself te ontbloot, wat ek baie geniet om te doen baie keer, wil ek sê dat ek praat nie van iets wat ek nie weet nie. Want ek was al 'n kritiese skaap. Ek was al 'n aanvallende skaap. Ek was al daai skaap wat vandag sy eie wol wil uittrek oor die besluite wat ek gemaak het in die verlede. Mense trek hulle hare uit, skape trek hulle wol uit. Maar ek weet sy genade is daar vandag. En hierdie boodskap gaan nie oor my nie, dit gaan oor jou en hom. Ek weet nie of ons kan staan saam nie, net soos ons afsluit nie, want ek wil net bid vir ons. Sal jy staan saam met my? Dankie. Jakobus sê dat wanneer ons in die spieël van die woord kyk, dan sien ons hoe ons werklik lyk. Sommige tye wil ons nie dit sien nie. Maar vanmôre kyk ons in die spieël van die woord. Is ek 'n verdwaalde skaap? Is ek 'n verlore skaap? Wat se skaap is ek?
Slegs U kan daai antwoord gee saam met God vanmôre. Maar ons het in die spieël van die woord gekyk, net vir 'n oomblik. En ons het iets gesien. Miskien is jou hare die mekaar. Miskien moet jy dit bietjie regskuif. As jy 'n vrou is, nie 'n man nie, maar as jy 'n vrou is, miskien moet jy jou make-up regmaak. Wat ook al die spieël van die woord vir jou wys in die gees vanmôre. Mag die Heilige Gees jou inspireer en vir jou die krag gee om hierdie besluite te maak. God is besig om te werk in hierdie gemeente. Hy roep ons na 'n hoër standaard. Ons kan nie die skape wees wat meh nie. Nee, ons moet die skape wees wat loof en prys. Ons kan ook nie daai skape wees wat tande het en mekaar byt nie. Nee, ons moet daai skape wees wat die wol van liefde versprei onder mekaar, die sagte wol. Nie die klitsgras wol nie, maar die sagte wol. En Vader, vanmôre is dit my gebed vir hierdie gemeente en vir almal wat ook aanlyn kyk en luister, Here, dat ons in die spieël van die woord sal kyk en nie soos 'n man wees wat wegstap en vergeet wat ek gesien het nie. Maar laat ons sal diep inkyk in die perfekte wet, in die perfekte woord en dit toepas in elke area van ons lewe. Vader, vanmôre roep ons onsself tot korrektiewe aksie. Laat ons applikeer wat U woord sê, laat ons dit doen vanmôre. Laat ons daders raak van die woord in Jesus se magtige naam. En Vader, ek bid vir elke persoon hier, mag hulle U seëning sien manifesteer in elke area van hulle lewe. En Vader, mag hulle die nuwe verbond se seëninge sien in elke area van hulle lewe, soos hulle geloof uitstrek, laat hulle daai seëning ervaar. Gees, siel en liggaam. Mag hulle U voorsiening ervaar, mag hulle U genesing ervaar. Mag hulle U vrede wat die verstand te bowe gaan ervaar. En mag hulle U krag ervaar in elke area van hulle lewe. In die magtige naam van Jesus. En ons almal sê, Amen.